Goeiemôre gemeente, baie welkom vanmôre ook hier in die erediens. Mag dit vir elkeen van ons werklike ontmoeting met die lewende God wees. Mag ons, soos wat ons hier by mekaar is, regtig bewus wees ook dat die Here saam met ons hier teenwoordig is, dat hy regtig hier by ons is, dat hy in ons midde is, soos wat die woord vir ons sê, soos wat ons bely, soos wat ons glo, so weet ons die Here is hier met ons. Ons toetrede lied is lied 176, ons sing hom 2 maal deur, Halleluja, U is koning, en ons kan dit sing terwyl ons sit. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was en die een wat weerkom, die Almagtige. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, en dit kom van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons kan staan, dan loof ons die Here deur saam te sing, Hosanna, Vlam 171, Hosanna in die hoogste. Kom ons staan, dan loof ons die Here. Korintiërs 12 vers 6 tot 10. 2 Korintiërs 12 vers 6 tot 10. Ek lees dit vir ons daar in die 83 vertaling. Skrik ek nou myself hier op die skerm sien. Dankie Mario, ek dink dit is 'n beter knoppie. 2 Korintiërs 12 vers 6 tot 10. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat, maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhewendheid van die openbarings nie.
Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Driemaal het ek die Here gebid dat hy dit van my moet weggeneem moet word. Sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. As ek swak is ek sterk. Nou, ek het nog nooit iemand gehad wat my kom sien het en vir my gesê het, help my asseblief om net my geloof 'n bietjie af te kry, laat my geloof net so 'n bietjie afskaal nie. Dit voel vir my of ek te veel berge in my agterplaas beweeg. My geloof is net te sterk. Help my asseblief dat ek my geloof net so 'n bietjie minder kan maak. Maar wat ek baie keer hoor is mense wat vir my kom sê is, my geloof is nie sterk genoeg nie. Help my om my geloof 'n bietjie sterker te kry. En miskien vind jy jouself vanmôre ook in hierdie liga dat jy voel, maar ek wens my geloof was sterker. Ek wens ek kon beter glo. Ek wens ek kon meer bewus wees van die Here se teenwoordigheid, van die Here se krag in my lewe. Ek wens daar was 'n groter geloof sigbaar in my lewe. En die kinders hiervoor het dit nou baie mooi gesê van load shedding. Dit voel baie keer vir ons in ons lewe of ons Christelike beerdkrag of geestelike beerdkrag in ons lewe beleef. Dit voel baie keer vir ons of die Here ver van ons af weg is. En veral ook nou met al die dinge wat in die wêreld gebeur, dan wonder 'n mens, is daar dalk geestelike beerdkrag? Is daar dalk 'n load shedding in ons geestelike lewens wat plaasvind? Is die Here werklik ver van ons? En as jy na jou eie persoonlike lewe kyk en jy kyk na jou situasie en jou omstandighede waarin jy jouself bevind, voel dit dalk vir jou ook so, maar die Here is ver van my. Ek wens my geloof kan net 'n bietjie sterker wees, want ek weet as my geloof sterker is, dan sal ek makliker deur hierdie krisis moet werk, of dan sal ek nie so bekommerd wees wat in die boerdery aan die gang is, of wat in die besigheidswêreld, of wat in die wêreld aan die gang is. Dan sal ek nie so bekommerd wees oor al die dinge wat aan die gang is nie. As my geloof net 'n bietjie sterker was. En interessant dat Jesus praat oor hierdie einste aspek met sy disippels in Lukas 17, dan gaan Lukas 18 eerder, dan gaan die disippels na Jesus toe en dan vra hulle vir Jesus, Here, gee vir ons meer geloof, maak ons geloof sterker. En onthou nou, die disippels het vir 3 jaar lank saam met Jesus geloop. Hulle het hom sien optree, hulle het hom sien wonderwerke doen, hulle het hom hoor preek, hulle het hom hoor bid, en die disippels vra vir Jesus, Here, maak ons geloof sterker. So dit is iets wat al deur die eeue heen kom, dat ons hierdie behoefte het om ons geloof sterker te maak, dat ons hierdie behoefte het om nader aan die Here te beweeg, veral wanneer dit chaos is in my lewe, veral wanneer dit vir my voel, my lewe val uitmekaar uit, dan wil ek juis in hierdie tyd naby aan die Here wees. Ek wil die Here se teenwoordigheid voel. En dit is wat die disippels ook gedoen het. En dit is wat Paulus in 2 Korintiërs 12 ervaar. Paulus beleef 'n enorme krisis in sy lewe. Hy gaan deur moeilike, uitdagende tye in sy lewe. En dan vra hy, maar hoekom is ek so swak? Hoekom is ek so swak? Hoekom ontbreek die krag my? Hoekom beleef ek hierdie geestelike beerdkrag in my lewe? Die groot apostel Paulus ervaar ook 'n kragonderbreking in sy geestelike lewe. En dan is dit vir my so wonderlik wat Paulus doen. Is hy gaan en hy gaan praat met die gemeente in Korinte. Hy gaan praat met hulle, en dit is juis hier waar sy krisis ook lê. Sy krisis lê letterlik met die gemeente in Korinte. Hy het die eerste brief aan die gemeente in Korintiërs geskryf, en julle sal onthou, dit is ook 'n baie bekende brief wat Paulus daar in 1
Korintiërs vir hulle skryf. Hy skryf onder andere die baie bekende gedeelte 1 Korintiërs 13, die groot teks oor die liefde, skryf Paulus vir die gemeente, maar dit was oor dat hulle liefde ontbreek het. Hulle het nie liefde teenoor hulle naaste, liefde teenoor die mense rondom hulle, liefde teenoor die wêreld gehad nie. En dan sê Paulus vir hulle, die heel belangrikste is die liefde. Maar in 1 Korintiërs tik Paulus hulle so bietjie oor die vingers en hy sê vir hulle, julle geloofslewe lyk nie so goed soos wat julle voorgee nie. Julle praat in tale om ander mense te beïndruk, julle doen wonderwerke sodat die kollig op julle is en julle vergeet om mekaar lief te hê. Julle vergeet om die Here eerste te plaas. En toe die gemeente daardie brief, daardie 1 Korintiërs brief lees, toe vat hulle dit en hulle vrommel hulle dit as ware op en gooi dit een kant toe. En sê, maar hoe kan Paulus hierdie goeters van ons sê? Hoe kan Paulus dit van ons sê? Ons is 'n gemeente vol krag en vol vuur. Paulus kan nie dit van ons sê nie. En toe het Titus, een van Paulus se helpers, na Paulus toe gegaan en vir Paulus gesê, Paulus, jy sal jou reisplanne moet aanpas. Jy gaan daar in Korinthe by daardie gemeente 'n draai moet gaan maak, want dit gaan maar redelik hopeloos in daardie gemeente en daardie gemeente is vir jou kwaad. En toe Paulus daar in Korinthe aankom, toe breek daar 'n openbare risie tussen hom en een van die gemeenteleiers uit en dit kan ons aflei in 2 Korintiërs 2 en 2 Korintiërs 5 wat hulle met mekaar stry, wat hulle in die openbaar met mekaar verskil en daardie gemeenteleier was glad nie beïndruk met Paulus nie. Hy was glad nie beïndruk met Paulus nie. En Paulus was later so moedeloos dat Paulus sy goed gevat het en geloop het. Hy het sy voet goed gevat en moedeloos is hy daar weg. En miskien voel dit dalk ook vir jou of jy ook baie keer so voel. Jy voel soos Paulus, ag ek is moedeloos. Want onthou, Paulus het hierdie gemeente gestig. Handelinge 18 sê vir ons dat Paulus die groot kerkplanter was. Dat hy die een is wat in die hele Romeinse Ryk kerke geplant het. So Paulus was die groot kerkplanter. Hy het die gemeente in Korinthe geplant. En nou sê hierdie einste gemeente vir hom, nee, maar jy moet jou goed vat en loop. Jy moet maak dat jy hier wegkom. Ons wil niks met jou te doen hê nie. Ons wil niks van jou weet nie. En ek dink Paulus moes moedeloos gewees het. Hy moes seer gewees het, hy moes diep seer gewees het, en hy het sy goed gevat en hy het geloop. En daardie tyd was dit nie dat jy gou in jou kar klim en jy kan gou wegry nie. Hy moes geloop het na die hawe toe, en die hawe was omtrent so 8 kilometer ver van Korinthe af. So hy het geloop in die rigting van die hawe, moedeloos. En dan het Paulus, dan lees ons nog verder in Korintiërs, in die tweede brief van Korintiërs, dan het Paulus nog deur krisisse gegaan. Paulus het in sy lewe deur baie krisisse gegaan, maar spesifiek met betrekking tot die gemeente in Korinthe het Paulus geweldige krisisse beleef. En ons lees wat Paulus die woorde aanhaal van die gemeente in 2 Korintiërs 10, dan sê hy die gemeente skinder oor Paulus. Nou, kan jy jou dit indink, dat mense skinder, dat die mense in daardie tyd ook al geskinder het. Maar hulle skinder oor Paulus. En dan sê hulle vir Paulus, maar Paulus, as jy skryf, dan is jy vol vuur en vlam. Dan is jy vol oorgawe, maar as jy opdaag by ons, dan is jy eintlik niks werd nie. Dan kan jy nie behoorlik preek nie. Jy preek so dat die mense aan die slaap raak. Jy is eintlik maar baie treurig. En daar is baie ander predikers wat baie beter preek as wat jy preek, en daar is ander predikers wat baie beter wonderwerke doen en wonderdade doen as wat jy doen. Jy is eintlik maar hopeloos. So dit is wat met Paulus gebeur het. Hy beleef hierdie krisis in die gemeente van Korinthe. In die eerste plek het liefde by hulle ontbreek. In die tweede plek maak hulle hom sleg en hulle sê vir hom alles wat sleg is, alles wat negatief is, alles wat verkeerd is, dit sê hulle vir Paulus. En Paulus voel moedeloos. En wat doen Paulus wanneer hy in daardie krisis is? En dalk kan ek vanmôre ook vir jou die vraag vra, wat doen jy wanneer jy jouself in 'n krisis bevind? Wat doen jy wanneer mense valslik al wat sleg is van jou sê? Wat doen jy wanneer jy hartseer beleef? Wat doen jy wanneer jy seer beleef? Wat doen jy? Dit is 'n les wat ons by Paulus kan leer, is Paulus gaan na die Here toe. Paulus gaan na die Here toe en hy bid tot die Here. Hy bid 3 keer dat die Here hierdie doring uit sy vlees uit moet haal. En terloops, ek kan dalk ook net noem, daar is 2 teorieë oor wat
die moontlike doring in Paulus se vlees kon wees. Die een teorie is dat hy duisende kilometers met die voet afgelê het op grondpaaie, op moeilike paaie, en hy was al redelik oud gewees en sy rug was seer, so dit was moontlik die doring in sy vlees. En die ander rede is dit wat hier in 2 Korintiërs 12 staan, dat hy deur die gemeente so sleg behandel is, dat dit vir hom 'n doring in sy vlees was. En dan bid hy, Here, maak asseblief hierdie situasie beter. Maak dat ek weer met vuur en krag kan preek en maak weer dat u evangelie verkondig kan word in hierdie wêreld. Haal hierdie doring uit my vlees uit. En dan antwoord die Here hom. En dit is die grootste les wat Paulus leer. En ek hoop dat ons vandag hierdie les saam met Paulus leer. Die Here sê vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. My krag kom tot werking wanneer jy swak is. Wanneer jy swak is jy sterk. Wanneer jy swak is jy sterk. My genade is vir jou genoeg. En dit is wat die Here ook vir ons kom sê vandag, dat sy genade vir ons genoeg is. Dat sy krag aanwesig is in ons lewe, al voel dit nie vir ons so nie. Al voel dit dalk vir ons of alles in die wêreld uitmekaar uitspat, of Iran en Israel uitmekaar uitbom. Al voel dit vir ons of die politiek in Suid-Afrika chaos is. Al voel dit vir ons of alles uitmekaar uitval, sê die Here, my krag is aanwesig in jou lewe. En ek het 3 belangrike lesse geleer uit hierdie teks uit. En ek wil graag hierdie 3 lesse met jou deel vanmôre. Die eerste les is, God se krag is nie die Here se krag is nie net aanwesig wanneer jy krag ervaar nie. Met ander woorde, wanneer jy voel dat alles nou, jy het krag, nou is die Here aanwesig. Dit gaan goed in jou lewe, nou is die Here by jou aanwesig. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Selfs al voel jy dat jy nie krag het nie. Selfs al voel dit dat die Here ver van jou is die Here by jou. Sy krag is aanwesig in jou lewe en dit hang nie van my en jou gevoelens af nie. Dit hang nie van ons emosies af nie. Want baie keer beleef ons emosionele dinge in ons lewe en ons dink my emosionele stand het 'n relasie met my verhouding met God. Dit beteken God is ver as dit met my goed gaan of sleg gaan en God is ver naby aan my as dit met my goed gaan. Dit is baie keer hoe ons redeneer. Ons dink wanneer dit met my sleg gaan of wanneer dit in die wêreld sleg gaan, dan is dit ver. En dit is hoekom daardie vraag gevra word, maar waar is God? En ons meet baie keer God se verhouding of God se nabyheid in ons lewe deur ons emosies. Ek voel nie op hierdie stadium goed nie, so God is ver van my. Dit gaan nie met my goed nie, so God is ver van my. En die woord van die Here sê dat God se krag is nie net aanwesig wanneer jy krag ervaar nie. God se krag is altyd aanwesig. En as jy wil weet hoe naby God aan jou is, dan gaan lees jy jou Bybel. Want in die woord sê die Here telke male, keer op keer vir ons, hoe naby hy aan ons is. Dat hy by ons is. Jesus se laaste opdrag aan sy disippels, die groot opdrag wat hy daar in Matteus 28 vir sy disippels gee om uit te gaan en disippels te maak, die laaste woorde wat Jesus vir hulle sê is, onthou ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hy is by ons. Dit is wat ons in Pinkster ook gevier het, dat die Heilige Gees uitgestort is, dat die Heilige Gees in ons is, dat dieselfde Gees wat God uit die dood uit, Jesus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde Gees wat in my en jou is. Met ander woorde, God se krag is aanwesig in jou lewe. God se krag is aanwesig in jou lewe, selfs al voel dit nie vir jou so nie. Dink maar in Matteus 14 waar Petrus op die water loop en waar hy daar op die water loop, dan besef hy wat nou hier rondom hom aan die gang is en dan begin hy te twyfel en hy sink en hy sê, Here help my, en onmiddellik is die Here daar. Hy steek sy hand uit en hy help vir Petrus. Dink aan die man wat langs Jesus aan die kruis gehang het. Daardie man het een gebed gebid. Hy het vir die Here gevra, Jesus, dink aan my wanneer u in die ryk gaan. En wat het Jesus hom geantwoord? Onmiddellik, vandag
sal jy saam met my in die paradys wees. Dink aan die tollenaar daar in Lukas 18, waar hy vra, Here, wees my sondaar genadig, en onmiddellik het die genade van God vir hom deurgebreek. God is nooit ver van ons nie. God is by ons. God is hier. God is teenwoordig. En dit is die belangrike les wat Paulus ook in sy lewe geleer het, dat God se krag is nie net aanwesig wanneer ek krag ervaar nie. God se krag is altyd aanwesig. En mag jy dit ook onthou, dat God se krag altyd aanwesig is. En daar is nog 'n tweede les wat ek geleer het. 'n Christen is nie 'n produseerder van krag nie, maar hy is die geleier van krag. Met ander woorde, jy is nie 'n kragstasie nie. Jy is die kragdraad. Jy is nie die een wat die krag produseer nie. Jy is die een wat die krag gelei. Christus produseer die krag. Christus gee die krag vir my en vir jou. En ek en jy is maar bloot soos 'n, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord, 'n lead of 'n verlengtou wat ons inplak by 'n muur, en die kragbron is Jesus Christus self. Ek en jy is die geleier van die krag. En as ons dit as kerk verstaan, dan weet ons dat wanneer ons hier uitgaan by die kerk en wanneer ons in die week in die wêreld is, dan lê die Here klomp drade oralster toe. En ek en jy is daar die kragdraad. En hy kan besluit hoe hy die krag wat hy aan ons voorsien gaan gebruik. Maar ons moet bereid wees om kragdrade te wees. Ons moet bereid wees om die krag van God deur die wêreld te laat vloei, dat ons daardie liggie wat hy vir ons gee, dat ons die lig van die evangelie die wêreld invat. Want ek en jy is kragdrade. En kragdrade, as ons vir mekaar sê dat ons kragdrade is, dan is die eerste belangrike eienskap van 'n kragdraad is om diensbaar te wees. As jy regtig 'n verskil in hierdie wêreld wil maak, dan gaan wees jy diensbaar. Dan gaan leef jy die evangelie uit, want dit is die grootste diens wat jy aan enige iemand kan verrig, is om die evangelie van Christus wat redding en bevryding bring te kan verkondig. Dit is jou taak. En ek het 'n studie gelees wat hier in Suid-Afrika gedoen is, wat sê dat 1 uit elke 10 kerkmense het Jesus op hulle lippe. 1 uit elke 10 mense praat oor Jesus in hulle alledaagse lewe. Dink net hoe sal die wêreld verander as ons oor Jesus praat. As ons Jesus se liefde en sy genade uitleef elke dag. Ons is kragdrade. Ons is kinders van die Here en dit is ons verantwoordelikheid. En die derde les, my genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. My genade is vir jou genoeg. Ons is gebruikers van genade. Ons gebruik die genade wat die Here vir ons gegee het. Ons moet ingeskakel wees by die genade van Jesus Christus. En ons moet hierdie genade gebruik, sodat ons ook die wêreld kan verander. Dit klink dalk soos 'n groot droom om te sê, maar kom ons verander die wêreld. Maar dit is die roeping wat die Here op elkeen van ons se hart kom plaas. Dit is wat die woord van die Here vir ons sê, dat ons deur die krag van God sterk is. Dat jy wat dalk twyfel of jy werklike getuie vir Jesus kan wees, jy wat dalk twyfel of jy die regte woorde sal hê. Matteus 10 sê in elk geval vir ons dat die Heilige Gees sal vir jou die woorde gee om te getuig. Maar jy moet met jou hele lewe die krag van Jesus gaan uitleef. Die hoop van Jesus gaan uitleef. En dit beteken dat ons ingeskakel moet wees by Jesus Christus. Dit beteken dat jy erns maak met jou Christelike geestelike lewe. Dit beteken dat jy erns maak met jou verhouding met die Here, want so verander 'n mens die wêreld stukkie vir stukkie. Ja, dit voel baie dikwels vir ons of God ver is. Dit voel baie dikwels vir ons of daar nie hoop is in die wêreld nie. Maar die Here sê, my genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. En die Here sê vandag vir jou dat hy is die kragstasie. Jy is die kragdraad
en hy met sy krag, met sy mag, is by jou en in jou en om jou. En mag jy dit ook so beleef, dat die Here by jou is, en dat sy krag in jou is. Amen. Here, baie dankie dat ons ook vir U mag vra dat ons werklik 'n kragdraad vir U sal wees. Ja, Here, dat ons lewe sal inrig met die wete, die sekere wete, dat U by ons is en dat U krag werk in ons lewe. Dankie, Here, dat wanneer ons swak is ons sterk, want U is by ons, U is met ons. Here, mag ons dit nie net vandag vir mekaar sê nie, mag die Heilige Gees dit in ons lewe waar maak. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Dan ons slotlied is lied 510, ons sing daarvan verse 1 tot 4, genade onbeskryflik groot. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Maar U sien ver oneindig ver, U sien my hongerdag, nog voordat ek ons skuld bely, trek U my aan die wond. Onbeskryflik groot, daar's veel swakkes weer tans. U seun bring my verlore mens, weer in die Vaderhuis. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen.